die gemeente saam met julle is. Julle is vanaand wonderlik begroet. Dankie vir die geleentheid om die naam van die Here onder julle sambreel te kom verheerlik. Ek kan maar die persoon langs aan die tik sê, moenie waar nie, hy sal nie vloek nie. Ons apostel Mafata wees gegroet vanaand in die teenwoordigheid van die Here. Ons evangelis Leo, ons evangelis Gomoyong, evangelis Pieter, ons juffrou Pietersen ook in die teenwoordigheid. Elke broer, elke suster, wat ek nou nie vanaand by die naam kan van ver af sien nie. Julle is groot, self ook ons man van die Here, ons, soos hulle sê, boetie. Wees ook vanaand in die teenwoordigheid van die Here gegroet. Die leviet in die agtergrond, ons erken U. Halleluja. Dit was graag my begeerte, my verlange om vroeër hier te wees. Maar werksomstandighede het my bietjie vasgehou. Apostel Mafata vanoggend 2 uur, toe staan ek nog in Koelsburg. Net so korop pas voor, toe trek ek hier deur Bloemfontein. Ek is nog wakker van gister af. Ek sit vanaf 9 uur, 8 uur wat ek by die kantoor kom, net in vergaderings, tot 1 uur. En ek moet 'n magansa gaan vat, onder die shower gaan staan, en hulle afvaardig om net die stof af te spoel. Ek weet nie wie gaan my die spoedtickets help betaal nie, want ons het 'n bietjie skuins opgekom. Maar ons het vanaand by mekaar gekom om God se koninkryk te kom verteenwoordig. Om vir iemand baie lank vas in 'n situasie te sê, God is gonna change your story. Wat gister was, wat vandag was, sal môre nie meer wees nie. Ek weet nie wie die skrywer van hierdie koortjie nie. Moet die man as maar ek wil op net so 2 keer trek. Toe ek hem hoor, toe kom kry ek liefde. Halleluja. Halleluja. Laat die naam van die Here verheerlik word. Hoe genaamd kan ek nie beswyken my stryd. As is nou muur, sê die Here verheerlik. Hoe genaamd kan ek nie beswyken my stryd. Dat is nou muur, sê die Here verheerlik. Hey, ek kan
kan nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Beswyk in my stryd. Ek wil hê ons moet lees. Dis die eerste aand. Ek wil hê ons moet lees. En ek gaan iemand vra om my te help. Joel hoofstuk 1. Is daar iemand wat vir ons kan Joel hoofstuk 1 vir ons in die hande kry? Joel hoofstuk 1. Ek sal lees Johannes hoofstuk 11. Yes, hallelujah. Joel hoofstuk 1. Yes, Jesus. Joel hoofstuk 1 vers 1 lees as volg. Die woord van die Here het tot Joel gekom, die seun van Pethuel, gekom het. Toe hy sal sê, hoor dit o oudste en luister, alle inwoners van die land. Hoor dit, o oudstes. Is nog nie klaar in my pas. Ek gaan alle mic. Alle inwoners van hierdie land. Ek weet nie wat noem hulle hierdie area. Maar kom ons sê, alle inwoners van Pieterswart. Kom ons gaan gou saam. Faithful. Het so iets ooit in julle Het daar al ooit so iets in die dae van jou vader plaasgevind? in die dae van papa? Vertel dan aan die kinders Gaan sê dit vir jou kinders. en julle kinders aan die kinders se kinders. Vir julle kinders. Se kinders. En hulle kinders aan die volgende En geslag. hulle moet ook vir hulle kinders gaan sê. Vas hem net. Jy kan maar gaan sit. Vra vir iemand, wat is die boodskap? Wat moet so dringend oor gedra word? Vers 1, en daar was 'n siek man, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedrooi het met sy hare. Kyk hoe word Maria gebeskryf. Dit gaan hier, apostel Vader, oor die dood van Lazarus. Maar Maria word in die tyd gebeskryf. Dis dan daai een wat die voete van Jesus. Wie se broer Lazarus siek was. Die suster het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet is siek. En toe Jesus het hoor sê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik mag word. Vers 43. Kom ons vat vers 41. En hulle neem toe die steen weg, dis na die opdrag, waar die oorledene lê. En Jesus het sy oor opgeslaan en gesê, Vader,
miljoen verhoor het. En ek het geweet dat U my altyd verhoor. Maar terwille van vyfvoudige skare wat rondom staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nou het dit gesê, het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit. Gaan vertel dit aan julle kinders aan alle kinders. Ja, dat hulle so iets en vyfvoudig gebeur. Haastige wegdraaf, haastige oordelaars, haastige kritiseerders. Ja, dat hulle hier gebeur. Ons gaan praat vanaand onder die thema God gaan jou storie verander. Martha, apostel of Martha en Maria behoort van beter gewete. Soos die skrif beskryf, dit was dan sy wat na aan Jesus was. Dit was dan sy wat haar geloof op grond van sy voor uitgeoefen het. Maar nou dat het kom by sy eie bloed, het die geloof van kalmoedig. Ek bid net vir ewig as my, as hy my kan gee. Ek bid net vir apostel na Vader, as hy my lief gee, as my drieën. Maar as die weer van die kaartpap is, dan verander die gebedsboek. Jesus kry die boodskap. Lazarus, jou vriend, is dood. Die man kyk nie, hy stuur die boodskap terug en sê, daar is nie. Maar immers was daar haastige wegdraers. Jy kon my gered, maar jy was haastig om my weg te ongekwalifiseerde, doodsverklaarde geesten, ongekwalifiseerde onderzoekbeambtes geesten. De dag wat ek mee sit, hy sê tot die dood, maar jy is haastig om my weg. Hoe genaamd kan ek nie bevoerd in my sy. Dis te meer ver die Here probeer. Martha, Maria, dat van Lazarus, as die tot die dood. Hy het nie gesê, hy sal nie kom nie. Die Bijbel sê, hy het vertoef.
as ek. En ek gaan so ver. Ek weet nie, hoe kry jy met die reekie? Wat moet die bek van die spilong? As daar een steen, hoe kry jy hulle die reek? Of besluit hulle maar net dat hy reek? Maar het die gebeur? Dat die skrywer, die kenner van die haar, toetser van die mure, sal opdag en die storie van Lazarus. Vraag aan die vrou in Johannes toe. En dan sê ek het 5 gehad en die lewe vol. Die een wat jy nou, asof nie jou nie. Maar waar? Hy buit uit die probleem. En hy gee die oplossing. Dat wat ek jou sal gee, sal een fontein van die Here het gebeur. Die gebrek lê in die put. Ek gebeur die gebrek lê in die put. Vra maar vir Daniel en die leeuw. Die koning moet die hand skrif in die muur neersit. En die koning roep sy soldate om die handskrif. Maar dololo. Alle leeswoorde, die mens het getrek. Die Bijbel sê, en hulle roep die tovenaar in. Die tovenaar gee die voorstel in die boek van Numeri. Hy sê, Here kan. Kom ons gaan haal van Daniel. En toe Daniel kom, toe sê die tovenaar, waarlik, dit is die vinger. Lazarus was nie dood. Die Bybel verklaar, hy was in 'n diepe slaap. Daar is hoop vir my. Apostel Mafata, daar is hoop vir Matthys. Maar die tong is die moordenaar. Verbod die mannes, maar jou kritiek as die moordenaar. God kan die storie verander. Toe ek kom, vry, waarheid hulle. Weet nou nie eens, waar is die broer wat laasweek Sondag langs ons in die kerk gesing het? Rachtingloos. Van ons apostel Mafata weet nou nie eens, waar is die sister wat laas jaar sy geheim by my belei het, wat ek uitgepraat het. Ons van die verantwoordelikheid vat
om te blameer. Plus van erken. Ai. Hy sê, vat my. Gooi julle weg. Ai. Terwijl! Het daar ooit zoiets en nou die gospel gebeurt. Het daar ooit zoiets en die man die gebeurt. Dat is de vertaling wat zegt, die voorvaders het 4 dringen geëet. En de kennis van de tannen het stom geworden. Toen ze gaan vertellen het aan jullie kinders. Hulle vat met de boosheid naar Lodebaard. Maar dat niet gebeurd. Iemand is afgevallen om met de boosheid te storen. Te veranderen. En dan noem mij op laagschool broodje kind. Kaalvoetloopje. Als die schoolfondsen inzamelen, dat is voor ons gebruiken. Ja, ik wil dat niet lekker. Maar vandaag ben ik hier op mijn story. Dan brengen we voor ons die armlastige kindertjes. Kijk nu, ik ga daar een beetje lucht van kleren. Dan gebruiken we zo op door hij gevaarlijke ziel. Ja, hij klimmer. Nou, daar deed het was hij, tussen was hij alleen in de kie. Hij moest je. Ja, hij weet je hoe tegen mij zo was, zo roei op geweest. Lifeboy. Nee, hij was in Lifeboy, hij was een soort sunlightje. Hij weet je, hij moet. Dan maak maar. Hij splinter bij elkaar. Dat is laks, dat is sunlightje, dat is dertel, dat is wie, dat is een hele concoctie. Maar hier keer blij zwaar. Dan vatten we voor ons. Als we ons net zien, volgende week maandag, ons is in die courant. De broodje kinders. Maar als Jezus door Lot verandert, zal het weer zo spelen. Ik heb niet boekenzakken gehad. Mijn boekzak was Shoprite en Checkers plastic zak. Maar als een slim weg. En een hardcoverboek is zwaar. Dan kom je van de Casey. Hij kijkt wat zo ver af is. Met zijn scher. Hij kan knippen en hij banden van een plastic. En als die boeken vallen, dan wordt het zo geschopt. Maar dan is het een broodje kind. Wat pik. En het bij elkaar maakt. En heb die geveerd die tijd. Toen ik zo stak, die stel ik nader. Bij God, bij u. Ga niet het geveerd. Dan komen ze in die klas, dat die boeken vijf. Die knieën. Als asfalt. Dan krijg je nog pak. Voor je boeken. Wat zo veel is. Maar als God iemand beopdracht, rol die stil weg. Dan laat hij dat zijn stem gehoord worden. Van iemand zijn story moet veranderen. Die Bijbel zegt, Jesus zegt, rol. Dat weet niet hoeveel. En het wegrollen. En het zeker gehardloop. Zeker is steen voor begonnen. Maar 70
En dat terug. Ek wil hê jy moet dit terug gees van. Go back to the enemy's camp. Go back. Wat is stout? Dit mag afwerk. Dit mag eis is. Dit mag afvoertuig is, maar vanavond rol. En breek met wat die Here kan doen. En breek nie met wat ek het, en breek met wat die Here kan doen. En as die Here gee, dan gee hy nie op voorwaardes. Hy gee om af te som. Terwille van die skade. Vra maar die Egyptenaars. Honger. Laat uit op Moses. Maar toe Moses sy gebed opskiet, toe laat God manna in die hemel regel. Die Bybel sê, daar was vleispotte in die woestyn. En het gediskrif sê, en het geëet tot hulle vong. God kan die storie verander. Ons slaat te veel. Ons slaat te veel. Dis tyd om te profiteer oor jou eie lewe. Make a change. Hulle rol steen weer. Die Bybel sê, Jesus roep met 'n een stem. Imagine die stem. As sy gedruis, sy voetstappe in die tyd van Eden 'n gedruis was. Kan ons maar sy stem imagine. If ek alles kyk die twee, net sy voet in die tuin neersit, toe kan Adam en Eva die skrif sê, hy het nog nie eers geroep nie. Dus die stem klaar gehoor. Later sou seker maar net sy naam gehoor. Ek sê nou vanoggend daar by die kantoor, toe ek daar ingaan, hy sê vir my, sê jy, jou guy did bump this bus, one of your guys. Ek kyk hom, ek sê vir my, nie met my besig is 'n logo speel, ek gaan my go soe. En naam is belangrik. Hy het gesit in 'n joke, en ek het respond in 'n joke. Maar toe kom dit sê, and I don't have money. Lazarus wou net sy naam hoor. Nie die draers het hom geroep. Maar die stem van autoriteit het hom geroep. Jou beste vriend is 'n vinnig oor 'n storie. Vat vanaand 'n stem van autoriteit. Roep sy naam in sy storie. Ek kry 'n phone call gister. Een van die studente in Potch. Sy sê vir my, Muruti, I asked your number from Brother Jonathan. En sy gee vir my 'n heilige situasie. Sy ken my nie. Sy vra, kan ek 'n video call maak? Ek sê ja. Ek wil hê jy moet sien autoriteit. Ek sê vir haar, hoe lank as die pyn daar?
Sy sê it's been now going on for 2 weeks. Ek kan nie slaap nie. Ek weet nie wat is dit. Ek het 'n oneindige bloeding. En ek vat autoriteit. Vanoggend kry ek weer 'n phone call. Hy sê, I've been trying to call you since, but I couldn't get hold of you. He said, I'm much better. De vloeien het gestop. God kan een story gaan oor autoriteit. Ek wil nie weet wie het gesê, jy kan nie meer kinders kry nie. Maar ons vat autoriteit. Ek wil nie weet wie het gesê, jy sal nooit 'n droomman kry nie. Maar vanavond, ons vat. Los vir my uit. As die Here my geroep het om 'n Paulus te wees, los my uit. Ek is hier. Vertel. Is links. Ek is hier. Ek weet nie wie het gesê ek gaan bly by peace jobs nie. Hulle het vir my gesê ek gaan nou verdoen. Maar autoriteit. Sit jou in 'n posisie. Autoriteit kan nie tafels. Ek sien hulle toe die koning se scepter so swaai. Dit was autoriteit. Vandaag wil die Here iemand se storie. En jy kan nie maar uit diep geheim vertel. Ja. Jy kan nog op vertel. Hy dood net hier. Want ek wil met autoriteit in die regte rigting. Van die Here het my hier naartoe gebring. Terwille van die skare. Ek sê ons is dit vandag. Die wat moet hier is. Moet hier is. En die wat die kan nie uitkom nie. Moet ook hier is. Dan minder die afspraak van vanaand as vir 10. Jy het so lang vir verhooging. Vanaand van ons. Die storie sal verander. Ek is klaar. Eerste aand. Ons gaan môre aan 3 ure boodskap hê. Ek is klaar. Iemand se storie. Laatst by die konferensie, by die veldtog daar in Forest Smith. Toe gee ek vir julle 'n getuie. Dat die leadership sê, ek moet net die excess fee betaal van die ongeluk wat my drywers gemaak het met hulle voertuie. Vanoggend stap ek in die kantoor en ek word gesê, just bring for us an affidavit. We will fix it. Ek hy nie meer oor goed. Ek ken my behoort. Die Here sal my skelm koop. Wat kan nou storie verander? Halleluja. Ek wil maar iemand bid wat 'n storie het. Dis voor. Maar jou naam is ver voor. Jou naam moet daar wees. Jesus se naam was myle voor. Maar God wil jou storie. Ek was daar met iemand bid vandag. Reeds daai diep geheim
wat niemand van weet. Ek en jy en Jesus vanaand. Daai storie. Daai een. Wat wanneer jy nou en dan, as jy so rondkyk, daar die vlek. Hy is nou nie soos 'n dagspook. God se prijs. Wil hy verander. Oh. Ek like die sulke lelike goed te praat. Ek wil hom op met hom loop. Dis net jy. Die dokter. Daai politiek. Van die waarheid. Dis net jy. Die dokter. En daai politiek. Van die waarheid. Maar hy sê vanaand, wil hy 'n nuwe skep. Is daar iets meer? Kom my kyk en vra, waar is jou broer? Is net die. Is hy hoor jou? Waar is die bloed? Sy bloed. Ons het saam met iemand bid vanaand. Die Here wil 'n storie. Die Bybel sê 'n ware getuie red lewens. Ek het 'n groot probleem gehad. Ek het 'n vriend gehad wat my in 'n baie jong ouderdom voorgestel het aan pornografie. Ja man. Ons is sterk bekeerd. As ons so loop, as hy thuis hoor. As die kerk uit is. As ons die mors is. En aanstaan ek in 'n veld nog en ek preek oor die altaar. Die Here begin by my sê, preek jy jou morsige altaar. Ek moet al wat 'n pornografie is. Op die voor. Die voor wat in die broeksak is gelou. Die Here sê begin daar. Die rekenaar in my kamer. Die Here sê begin. Ek vas 'n boodskap deur wat nie vir mense bedoel is nie, wat actually vir my is. En die Here sluit my mond toe. En ek rinnik soos 'n pen wat op 'n atleetbaan is. Ek moet my altaar afbreek. God wil jou morsige storie. Ek het so 'n jacket aangeëet. Wat ek apostole vat met dryfyn. Teken ek 'n groot boom wat in brood agter. 'n Man wat op die stoel onder die boom sit. Met meisies rondom die boom. En ek noem myself die papa van kulte. Alle meisies is respek. Maar die Here moet my nie aankry. Breek die morsige altaar. God kan jou storie. Hy kan. As jy dat nie wil nie, hy is bereid. Maar hy sê erkenning van skuld lei tot vergifnis. Die Here wil stories verander vanaand. Wie is vanaand die eerste een?
Het daar ooit so iets gebeur? Toen vry, het daar so iets gebeur. Soms steeds roep na van alles. En aan die sky van de proeven as zijn naam hij is aan die hoogte. Dat is zo iemand. Vader, dit is aan die naam van Jesus. Ons staan vanaand voor U. Elkeen van ons het 'n storie. En ek wil hê, Vader, U moet vanaand die bloed van die Here onder ons instuur. Om ons uit te snuffel, uit te lei, om die stem te hoor met autoriteit wat 'n verandering sal bring. Verander ons stories van U ken. Storie van hoogmoed, storie van ligsinnigheid, storie van jaloesie, storie van haat en twis. Vader, U ken dit. Maar ons is vanavond kinderlik voor U. Verander onze stories. Dat is my gebed vanavond. In Jesus machtige naam. Dankie getrouw en rechtvaardige Here. U sal dit en U het dit vir ons gedoen. Môre praat ek nie meer dieselfde nie. Ek loop nie meer dieselfde nie. Ek dink nie meer dieselfde nie. Want U het my verander. In Jesus naam. Amen. Dankie Pastor Van Wyk.